van julle het al sandkastele gebou? Kom ons kyk. Meeste van ons, né? En vanoggend wil ek bietjie met jou praat oor sandkastele hou nie lank nie. Kyk vir die persoon langs jou en sê vir hulle, sandkastele hou nie lank nie. Sandkastele hou nie lank nie, okay? Ek kan onthou, jy weet, jy kry mos nou jou emmertjie, en jy kry nou jou grafie, en dan gewoonlik word die kinders soveel sonblok opgesmeer, jy weet, hulle is wit. Jy weet, want ma is bekommerd. Hulle lyk so spooke, okay? Julle, en as jy nou baie fancy is, dan kry jy nou allerhande skulpietjies en goedjies wat jy nou kan opsit, en so bou jy nou jou sandkasteel. En gewoonlik, veral met seentjies, daar's 'n kompetisie. Jy weet, hulle bou nie sandkastele, hulle bou 'n fort vir oorlog. Okay? En maar ons almal weet wat gebeur. Wat gebeur gewoonlik? Wanneer daar 'n boetie en 'n sussie is. Wat gebeur? Hulle voel in hulle hart, hulle het nodig om dit te vernietig. En dan is daar drama en trane en julle, moenie worry nie, ek verstaan baie van julle het emosionele skade as gevolg van dit vandag. Ons gaan nou 'n oomblik daarvan hê. Ons gaan genesing kry. Alright. Maar die punt is, sandkastele hou nie lank nie. Nou in die lewe, in dieselfde manier, is ons ergens besig om iets te bou. Jy bou iets. Jy is besig om te bou aan jou huwelik, of jy is besig om te bou in jou kinders se toekoms. Maas, ek persoonlik dink om 'n huisma te wees wat die hele dag by die kids is, ons moet 'n spesiale gebedsoomlik vir jou hê. Dit vat, jy ry rond vir sport en jy wil jou kind al hierdie geleenthede gee, so jy spandeer jou tyd in dit. Ander mense bou weer aan hulle besigheid. Hulle spandeer tyd aan die besigheid en lang ure en gaan uit om nuwe kliënte te kry, bemarking. They are building the business. Jy bou iets. Party van ons is besig om te bou aan jou studies. Jy sit die ure in. Party van ons bou aan jou reputasie, jou toekoms. Ergens is jy besig om te bou. Jy bou. Die vraag is nie of jy bou nie. Die vraag is, waarop bou jy? En baie van ons dink, ons bou goed. Ons dink ons bou goed, en vanoggend gaan julle miskien met 'n skok besef, ek het gebou op sand en ek het dit nie eens agtergekom nie. Want sand is verleidelik. Sand, daar's iets aan sand. As jy op die see is, wat gebeur gewoonlik as jy op die strand gaan lê? Is jy vol energie? Wat gebeur? Hardloop jy laps? Nee, jy gaan lê daar in die son en jy vrot. Jy letterlik sê vir jou kind, gee daar my boek aan. Jy's gemaklik. Jy kom op 'n plek, it's easy. Dis gemaklik. Sand het 'n manier om te sê, weet jy wat, it pulls you in. Ons gaan so 'n bietjie daaroor praat. Maar kom ons gaan eers na hierdie teksgedeelte, Matteus 7 vers 24. En ek wil vra dat ons gou almal vir 'n oomblik gaan staan, terwyl ons die woord van God lees. Kom ons staan saam. Dit help jou so 'n bietjie fokus. Kyk, hier gaan ons. Matteus 7 vers 24 sê die volgende: Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het gekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots.
En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het gekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Jy kan jou sitplek inneem. Ons leef vandag in 'n wêreld met meer opinies as ooit. Jy het al agtergekom. Almal dink hulle weet beter. Ewe skielik is almal 'n kenner op cryptocurrency. Ewe skielik is julle, ons het gister gehoor, daar's oorlog in Amerika, julle vanoggend bas dit. Almal is nou kenners. Almal weet nou. Jy weet, en daar's altyd daai een persoon as jy vir hulle vra vir mediese advies, wat's altyd hulle antwoord? Man, sit bietjie Vicks daarop met warm water. Sit dit op jou sole, dit werk. Almal is dokters. Julle, en dan kry jy daai een oom by die braai wat vir jou wil sê hoe jy moet braai. Julle, mag dit vandag in jou gemeente gesê word, los 'n man se braai uit. Is gewoonlik ook die oom wat altyd die braaibroodjies brand. Is dit nie? Almal het opinies. Julle, en as jy vir dokter Google gaan vra, jy gaan altyd dood. Jy is besig om dood te gaan. Ek het nuus vir jou, ons almal is besig om dood te gaan. Stadig maar seker. Okay? Almal het gratis raad, die wêreld is vol stemme. Jy spandeer ure op sosiale media waar jy na almal se video's luister en wat jy alles moet doen. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar is net een stem wat saak maak. En dis God se stem. Ek love wat Billy Graham gesê het. Hy sê, the word of God is the anvil upon which the opinions of men are broken. As dit nie gebaseer is op wat God se woord sê nie, wil ek vandag vir jou sê, dis net jou opinie. It's just an opinion. En Jesus kom spesifiek, hierdie gedeelte wat Jesus van hier praat, het nou net gebeur na hy gepraat het op die bergrede waar hy die mense geleer het. Hy het vir hulle geleer wanneer ons nie moet skei nie. Hy het geleer wanneer jy jou broer 'n dwaas noem, is dit so goed soos jy het moord gepleeg. Hy het al hierdie goed vir hulle geleer en net na dit sê hy, as jy vir my luister en doen wat ek sê, sal jy wees soos 'n wyse man wat sy huis gebou het op die rots. Op die rots. Maar daar is iets van aan die versoeking van sand. Dis sag, dis gemaklik, en baie keer ook wanneer ons op sand baie keer begin bou, is wanneer ons gemaklik in ons lewe raak. Mense hou nie daarvan om ongemaklik te wees nie. Dinge moet goed gaan. Moet goed gaan in my huwelik, moet goed gaan in my finansies, het moet goed gaan in alle aspekte van my lewe, maar ek wil vandag vir jou sê, amen, maar daar's definitief 'n plek van gevaar wanneer dinge te gemaklik raak. Jy begin bou op sand sonder dat jy dit agterkom. Dis waar ek sê, ek sal doen wat die Bybel sê, solank dit vir my gemaklik is. Solank ek niks opofferings te maak nie. Weet jy wat is dit soos? Wie van julle oefen? Kan ek sê, wie van julle hou van oefen? Kan ek gou gesien? Julle steek julle hande stadig op, ek sê waar het. Kyk maar, dis so goed soos jy sê, ek hou van oefen, solank ek nie sweet nie. Solank ek nie sweet nie. Ek wil net vir 'n oomblik, kom ons sluit net ons oë vir 'n oomblik. Heilige Gees, ek bid dat jy ons oë nou sal oopmaak. Here, U het vanoggend 'n woord gebring, Here, en ek bid dat daai woord in ons harte sal praat. You are speaking to us, Lord. Help ons om te sien waar ons nou miskien ergens in ons lewe op sand bou, sodat ons gehoorsaam kan wees. Amen. Ek wil 'n bietjie met julle praat oor die sandbou leefstyl. Die eerste ding is, hoe jy op sand bou, is om te sê,
die ek voel leefstyl. Ken jy daai leefstyl? Maar ek voel. Gewoonlik kry ons dit baie, maar pastoor, ek weet my vrou is daar, maar ek voel vir hierdie ander vrou. Ek moes eintlik met haar getrou het. Ek voel. Die ek voel Christen, besluit alles, raak super spiritueel. Alles is gebaseer op gevoelens. Dit was vir my skokkend geweest. Ek is besig met 'n one-to-one groep, waar ons besig is om deur die woord te werk, en dit is by 'n maatskappy, en ek is besig om met mense te praat, en vir die eerste keer leer hulle oor die doop, en wat dit regtig beteken, en ek sien in hulle gesig toe hulle kwaad raak, ek vra vir hulle wat's fout. Hulle sê, hulle is geleer, dat wat hulle doen, hoor hoe skokkend is dit, as 'n persoon dood is, en hulle ken nie die Here nie, dan neem hulle die lijk, en hulle gaan doop die dooie liggaam. Maar dis nie wat God se woord sê nie. Die gevoel, ons baseer op hoe ons voel. Ek wil vandag vir jou sê, ons gevoelens is soos die Kaapse weer. Dames, son skyn, dan reën dit. Jy kan nie jou lewe bou op jou gevoel nie. Die tweede ding wat ons doen is, die sukses is my sekerheid leefstyl. Hierdie ene is baie wat ons van kry. Dit is die leefstyl wat sê, solank ek geld en status het, en ek het prestasie, dan is ek okay. Solank ek 'n goeie rekening het, ek het spaargeldjies, deposito's, of ek het 'n groot titel by die werk, jy is ECO, COO, ek weet nie wat nie. Maar die oomblik as jy dit verloor, dan weet jy nie meer wie jy is nie. Ek sien dit so baie gebeur met mans. Want ons dink, as ons net daai sukses in ons besigheid kan kry, as ons net daai verkoop en sales kan kry, dan sal dit okay wees. Maar die oomblik as alles weg is, dan verloor ons onsself. Die derde een is, die verhoudings is my fondament leefstyl. Nou hierdie is 'n gevaarlike ene, want ons moet verhoudings in ons lewe hê, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ons is gemaak vir verhouding, maar ons kan nie sê dat as dit net in ons huwelik goed gaan, dan is ek naby aan God. Ek sê baie keer, dis goed dat jy 'n vrou en 'n man het, maar wees versigtig dat jy hulle nie verafgod nie. Want hulle geluk is nie in jou nie, hulle geluk is in God en God alleen. Want dit gaan net oor jou verhoudings. As mense van my hou, as almal dink ek is okay, en ek is populêr, dan gaan dinge okay. Kyk byvoorbeeld vandag, ekskuus, ek wil nou nie pik op mense nie, maar as jy nou hierdie influencers, ek kry sommer rillings. Hierdie influencers, hulle hele lewe baie keer draai net om oor die likes en die hartjies en die hoeveel views, en om almal gelukkig te hou, om meer aandag te kry. They build their lives upon that. You are building on sand. Want selfs Jesus Christus het geweet, dat mense is, en hulle sal so draai. Is dit nie so nie? Ons as mense is nie die heroes in die verhaal nie. Moenie jou hoop bou op 'n mens nie. Ons is volgelinge nie van Pastoor Dion nie van Sean nie van geen leierskap, nie van my nie. Ons is net volgelinge van Jesus Christus. That's it. Dit is vir my skokkend om te sien, as die leiers van 'n kerk val, dan verloor soveel mense hulle geloof. You are building on sand. Ander een is die kultuur sê so leefstyl. Almal doen dit, dis 2026. Kyk, hulle pas hulle waardes aan volgens what is trending now. Julle, dis vir my skokkend om te sien hoe homoseksualiteit ingekom het in kinders se animation in. Dis so aanvaarbaar. Dis maar net hoe dit is. En jy gaan volgens die samelewing, jy kry shows soos Modern Family, almal dink is great.
Julle, ek dink is die grootste ewel wat hierdie wêreld nog geslaan het. Ons gaan volgens die trends. Ek wil vandag vir jou sê, God is ewig in waarheid. Nou kom ons by die mees gevaarlikste sand. Kyk vir die persoon langs jou en gaan, Hierdie is baie dangerous, julle. Hierdie is die sand waarop gebou word en meeste mense dink dis die solid fondasie. Dit is die Sondag Christen leefstyl. Dit is die, ek gaan Sondag kerk toe, ek sit mooi op my Facebook, ek sit die mooiste Bybelversies. Julle, jy kry die prentjie en die animations, beautiful. Jy sit dit alles in en met die diens is jy die eerste een wat sê amen, maar die res van die week het jy geen verhouding met God nie. Jy dink nie aan hom nie, jy spandeer nie tyd met hom nie, jy bid nie, jy gaan deur emotions, maar die oomblik as jy kom na 'n Sondagdiens toe, dan sit jy weer die smile op. Môre pastoor. Dit lyk baie mooi van buite af, maar daar's geen diepte nie. Daar's geen diepte nie. Mense sê saam met my, sandkastele hou nie lank nie. Sê dit weer, sandkastele hou nie lank nie. Maar volgende wil ek met jou praat oor die rotsbou leefstyl. Ons gaan nou 'n bietjie rockie, okay? Rotsbou leefstyl. Dit is om te sê, hulle lees die woord selfs van hulle nie lus is nie. Julle, wie van julle, nou gaan ons klomp heilige mense kry. Wie van julle was nog nie lus, partykeer om die Bybel te lees nie? Ek sit eers my hand op volgende. Daar is sekere oggende wat ek opstaan in die oggend, want ek weet my kinders staan 6 uur op, so ek moet 5 uur op wees, anders gaan ek nie stilte tyd hê nie. Maar daar's baie keer wat ek opstaan, dan is ek ernstig, ek is nie lus om Bybel te lees nie. Ek is op 'n plek, en dan moet ek letterlik vir myself sê, Bram, jy wil tyd in God se woord spandeer, jy vat jou woord, en weet jy wat het ek agtergekom, is my persoonlike opinie, as ek die Bybel lees op my foon, dan check ek eers al my WhatsApps en my emails en my Facebook en my, is dit net ek wat dit doen? Net ek, sorry, ek bely vanoggend. Haal af daai heilou van jou kop. Dis hoekom ek gesê het, ek skuif daai aan kant toe en ek vat maar die ou boek. En ek begin hom lees, en ek begin hom deurwerk. Maar hier is die beste van alles, elke keer wanneer ek God se woord lees, dan sê ek vir myself, ag Bram, dan voel jy hoe die lewe weer binne in jou in terugkom, en dan sê jy eintlik vir jouself, ek was eintlik nou simpel. Jy kan nie jou geestelike lewe lei volgens hoe jy voel of jou emosies nie. You've got to be built upon the rock. Pastoor Dion het dit laasweek so mooi gesê, dat ek dit weer wil sê. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voete. Hy sê nie, U woord is 'n spotlight, wat die toekoms vir my wys in die kilometer vorentoe nie. Dis letterlik 'n lamp. Weet jy wat is die ding met 'n lamp? Jy kan letterlik in die donker net voetjie vir voetjie sien voor jou. Maar hier is die ding, as jy nie jou lamp by jou het nie, gaan jy jou toon stamp. Mans, as jy nie die lig in die badkamer aansit, as jy wil gaan piepie in die aande nie, gaan jy 'n kwaai vrou kry die volgende dag. Sit aan die lig in jou lewe. Gotta put the light on. En die enigste manier om dit te doen, is deur tyd te spandeer in sy woord. Voetjie vir voetjie vorentoe. Tweedens, mense wat hulle lewe op die rots bou, hulle gehoorsaam selfs wanneer dit ongemaklik is. Here, maar hierdie maand kan ek nie gee van my finansies nie, dit gaan moeilik. Ouens, dis maklik om te gee wanneer dit maklik is. Dis 'n ander ding om gehoorsaam te wees wanneer dit moeiliker gaan. Want dis regtig waar jy sê, Here, ek vertrou U. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 23, dit sê baie mooi. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, dit is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien.
Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. En sê dit, wanneer ons dit doen, dan we forget. Jy het nodig om 'n deel te maak vir jou. Een persoon wat sy lewe op die rots bou, sê hy bly staan wanneer ander paniekerig raak. Kan ek sê, wie van julle het al paniekerig geraak? Ek het al. Ek het al gestres, geworry, paniekerig geraak. Wanneer die ekonomie begin skud en die mense, die olieprys gaan weer, die huis, dis fyn, my God was nog altyd my fundament. Nog altyd. Hulle staan vas. Wanneer daar slegte nuus in hulle lewe kom, weet wat doen hulle? Hulle bid. Baie keer wat ons doen, veral as dit kom by gebed, wat doen ons? Ons sê, al wat ons nou kan doen is, bid. My broer en my suster, jy moes lankal gebid het. Gebed is nie my noodwiel nie. Gebed moet deel wees van my leefstyl. Moenie my verkeerd verstaan, ek sê nie vandag, nee, as dinge verkeerd gaan, moenie bid nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê, gaan eers na God toe, voor jy jou eie planne probeer maak. Run to him. Hy is jou rots. 'n Persoon wat sê, my lewe is op die rots, sê, dat dit nie bepaal word deur die kultuur of die sosiale druk van die wêreld nie. As jy by die werk is en die werk sê, nee, ons het 'n eindjaarfunksie, ons gaan nou lekker drink, openbaar vir almal, dan is jy veronderstel om die een te wees wat sê, dis okay ouens. My God sê, dis nie die regte pad vir my nie. Het raak nou stil hierso. Wanneer die werk druk om iets oneties te doen, dan sê jy, dit is nie wat my God vir my het nie, ek gaan nie onder die druk van kultuur staan nie, ek gaan nie iemand bribe vir die besigheid nie, ek gaan nie vir 'n werker vir hulle solar panels op hulle huis laat sit, sodat ek die kontrak kan kry nie. It means I do what is right in the eyes of God. Dit beteken nie dat ons nie emosies het nie, maar dit beteken dat ons keuses neem om te sê, ek glo wat God se woord sê, al voel ek hartseer, al voel ek op 'n plek van vulnerable, ek sê nog steeds, wat hy sê is reg. Hoor hierdie interessante feite. So hulle het 'n studie gedoen vir mense wat Bybel lees. Hulle het gesê, mense wat elke dag hulle Bybel lees, het 57% minder alkohol misbruik. Pornografie misbruik, pornografie gaan af met 61%. Dobbelprobleme gaan af met 74%. Julle, dis nogal groot syfers. Mense wat die woord lees, is 228% meer geneig om ander mense te vertel van hulle geloof. So ek wil vandag vir jou sê, miskien sê jy, ek sukkel om my geloof te deel, miskien moet jy meer Bybel lees. Want God se woord sê, geloof kom deur die woord. Nou die dag sê iemand vir my, pastoor, ek het meer geloof nodig. Ek het die beste antwoord vir jou, lees die Bybel. Lees die Bybel. 231% meer geneig om ander disippels te maak, en laastens, hierdie is mooi, 407% meer geneig om hulle geloof met iemand anders te deel. Jy's 400% meer geneig om jy geloof met iemand anders te deel, wanneer jy God se woord lees. Ek hou van Charles Spurgeon, hy sê 'n mooi ding. Hy sê, a Bible that's falling apart usually belongs to someone who isn't. Ek wil terugkom na die woord wat ons vanoggend gekry het. Ons moet so versigtig wees om nie takeaway Christene te word. Wie wat se takeaway Christen? 'n Takeaway Christen is 'n lui Christen en al wat hy wil hê is daai vinnige videoklip, daai vinnige WhatsApp boodskapie, daai vinnige produk wat ek vinnig kan kry en kan lees om my gewete te sis. Maar weet wat is die probleem van takeaways?
Wat gaan gebeur as jy elke dag Burger King eet? Jy gaan dik word, sê die oom. Jy gaan 'n vet, lui Christen word, wat niks doen vir God se koninkryk. En daai woord wat vanoggend kom het gesê, dat daar seker is van ons wat hier so sit, you have been building your lighthouse on the sand. En miskien het jy dit nie agtergekom nie. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik ons oë sluit. Ek wil hê ons moet gehoorsaam wees aan God se gees. Heilige Gees, ek bid dat jy nou met ons elkeen sal praat. Voorregtig hier's mense wat hier so sit. Jy het begin om jou lewe te bou oor hoe belangrik jy by die werk is. Jou hele emosionele toestand, elke dag as jy by die huis aankom, het gegaan oor hoe dit by die werk gegaan het. En ek voel hoe God vanoggend vir jou sê, hou op om jou lewe te bou op 'n sand. Ek voel ons ander mense wat weer hier so sit. Jou lewe is gebou op of jy gewig optel of verloor. Ek weet dit klink snaaks. Maar jy is so obsessief oor dit. Dat wat mense van jou dink en of jy mooi genoeg is en hoe jy lyk. You've been building your life on sand. Ek weet nie waar jy jou lewe op sand gebou het nie. Maar ek wil jou vandag aanmoedig. Kom terug na die rots wie Jesus Christus is. En as jy vandag sê, Here, ek wil op die rots staan, wil jy net vir my opstaan nie asseblief? Staan vir my op asseblief. I want to stand on the rock. Ek gaan nie my lewe bou op sand nie. Lord, I want you to ek wil hê jy moet daai sandfondasies wegskoep. Ek wil hê jy moet dit wegvat. Nog is baie mense vanoggend. Dankie vir jou gehoorsaamheid. Ek wil vra, as jy langs iemand is, 'n persoon is wat nou opgestaan het, sit jou hand vir 'n oomblik op hulle. Waar ook al jy kan. Waar ook al jy kan. Ons is die liggaam van Christus, wherever you can. Just put your hand on that person. Sit net jou hand op daai persoon. Daar sy. Yes, Lord. Abba Vader, sien hoe u bruid vanoggend gehoorsaam is. Sien hoe u bruid vanoggend kom en sê, I've been building on the wrong foundation. Here, vergewe ons waar ons begin het om op sand te bou. Want die storms van die lewe gaan kom, Here, ons weet dit. En party mense staan selfs vanoggend hier, jou huis is platgeslaan. It's wrecked. En jy vra eintlik vir jouself die vraag, is dit die moeite werd om aan te gaan? Jy het actually al gedink om jou lewe te neem. Ek wil vandag vir jou sê, jou God is 'n God wat lewe gee. En ek rebuke daai spirit van selfmoord. Ek rebuke dit in Jesus naam en ek bid dat die God van lewe nou in jou in sal spreek. It's not over. Dis nie verby nie. It is not over. God sê kom bou op die fondasie wie Jesus Christus is. Come and build on the rock. Here, dankie dat ons vanoggend kan terugkeer na 'n plek toe wat ons sê, ons is in Duio sal 'n huis wees wat ons lewens bou, nie op wat mense voel nie op wat die trends is daar buite nie, Here. We will build it on what your word says. Here, en ons weet dat wanneer die storms kom, we will stand and we will stand strong. This lighthouse will stand and it will be a light in the darkness for the world to see. En ons sê, Amen. Amen. Jy is 'n plek in die